kom net wat mooi is. Ek kan die Bybels oopmaak by die skriflesing van môre, waar ons saam lees in 1 Petrus. Ons lees daar bekende gedeelte 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Here, is 'n voorreg om so u woord as medegelowiges saam te kan hoor, saam te kan lees. In afhanklikheid, Here, kom bid ons, kom vra ons, Here, dat u woord vir ons sal oopbreek, dat ons sal hoor, en dat ons sal doen wat u van ons vra. Ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverkwikkelike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur aan hom te glo, al sien julle hom nie, nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Tot sover ons skriflesing. In hierdie gedeelte lees ons hierdie eintlike ongelooflike lofbetuiging, 'n loflied van wie Christus is. Wat Christus kom doen het. En Petrus kom skryf dit vir die gemeente op so 'n manier dat hulle bewus raak van die ewige erfenis. Die wete dat hierdie nie die einde is nie, die wete dat die hemel 'n werklikheid is. En dat die Here hierdie ewige erfenis vir hulle in bewaring hou. Die opstanding van die Here Jesus uit die dood is juis die basis, die fundament van hierdie hoop. Christus leef, so wat hierdie gedeeltes, hierdie prentjie sê, Jesus leef en ek en jy saam met hom. Die Here leef en daar waar ons gaan, is die Here teenwoordig en leef ons vanuit die wete dat God ons as sy kinders kom nuut maak. In vers 5 hoor ons die woorde van Petrus wat kom sê, ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word, vir die is die verlossing. Ons lees van twee goed, aan die een kant God se krag, maar ook ons aandeel, ons geloof, wat op 'n manier deel vorm, dat ek en jy tot die einde toe kan volhard. Ons gryp vas in die Here, omdat hy ons eerste gegryp het. En as ons dink oor hierdie erfenis, as ons dink oor die wete dat daar vir my en vir jou 'n toekoms is, en lewe saam met die Here, hoor ons ook die woorde wat Petrus vir hierdie gemeente kom sê, moes julle nou eers vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings
bedroef gemaak word. En as ons dink aan beproewings, as ons dink aan moeilike goed, in ons eie lewe kan ons 'n klomp goed vir mekaar opnoem. Maar dit help my en jou om in ons geloof te verdiep. Dit help ons om vanuit die versekering te leef, maar God is saam met ons in hierdie omstandighede. God is saam met ons deur die beproewings wat ons in is, wat ons deurgaan. Dit help my en jou om te volhard. Dit help ons om vir ons te sê, maar daar's meer as net die nou wat ons beleef. Daar's hoop, want God leef. Die Here is by ons teenwoordig. Hy is die een in wie ons glo, dat hy ons verlossing gebring het, dat hy die een is wat vir ons einddoel is, dat ons eendag saam met hom sal wees. Maar Petrus kom en herinner hierdie gelowiges dat hulle hier en nou vanuit hierdie hoop kan leef. Dat hulle hier en nou vanuit hierdie versekering 'n verskil kan maak. Vanuit hierdie versekering dat God ewig is, dat God opgestaan het, dat hy die werklike ware God is. Vanuit hierdie versekering kan hulle voortgaan. En as ons dit so bietjie prakties wil maak, as ons dink aan iets soos Facebook, is dan ons altyd, of ons dink aan ons eie WhatsApps wat ons gewoonlik stuur, is ons altyd hierdie prentjies wat ons so vir almal stuur. Of iets wat ons op Facebook van hou, of ons stuur 'n duimpie of wat ook al. En dan gaan die lewe aan. Dit skep 'n indruk vir daai rukkie, wat ons hom gelees het, wat ons die prentjie gesien het, en dan gaan die lewe aan. Ons kan baie keer in ons lewe dieselfde maak. 'n week gelede het ons die opstanding van die Here Jesus Christus feestelik gevier met musiek, met lof, met eer, met heerlikheid het ons lof gebring aan die Here. Want Jesus leef. Hy het opgestaan. Intussen het die lewe aangegaan. Intussen het daar 'n week gekom, 'n week het gegaan, wat natuurlik nie verkeerd is nie, maar die vraag is, as ek en jy na hierdie lewe kyk, as ons na hierdie werklikheid kyk, na die viering van die opstanding van ons Here Jesus Christus, het dit enigstens ons lewe verander, as ons dink aan hierdie week. Het ons enigstens 'n aanpassing gemaak, om mekaar daaraan te herinner, vir mekaar te sê, maar leef jy die hoop wat God deur sy seun gegee het. Ons is so gewoond om in ons lewe, ek wil sê versuipslag te swem, dat ons so maklik toegee aan die moeilikhede. Ons kan dit opnoem, die ekonomie. Ons kan dink aan geweld. Daar is soveel oorloë wat gebeur in ons wêreld heen. Ons kan dink aan ons eie omgewing, aan iets soos back and close. Ons kan dink aan ons bietjie meer persoonlik, ons eie moeilikhede. En hierdie goed, maak dat ons gou die vreugde van die verwondering oor Paasfees een kant toe skuif. Vir mekaar sê maar, die lewe is moeilik. As gelowiges is dit juist die wonder dat ek en jy in hierdie wêreld vanuit die versekering kan leef, maar God is hier, God is teenwoordig deur sy Gees in ons, en dat ek en jy in hierdie wêreld 'n ander antwoord moet hê vir die moeilikhede.
Dat ek en jy vanuit die wete leef dat God hier is. Dat ek en jy die onpeilbare liefde van God kan uitdra in hierdie wêreld. Ons kan so maklik mekaar sê, maar daar's hierdie slegte goed. Maar wat gebeur hier binne? Ons kan so groot oog na alles rondom ons kyk en voel of hierdie wêreld vir ons insluk. Maar die Here kom sê vir my en vir jou, kom gee vir ons eintlik die versekering dat hy ons liefhet. Dat hy in sy grootheid en sy genade ook vir my en jou raak sien. Dat hy vir my en vir jou kom toevou. Hy kom herinner my en jou daaraan dat ek en jy uitgekies is. Dat ek en jy in hierdie wêreld afgesonder is, 'n roeping het, 'n lewe om te leef tot eer van God. Daar waar ons gaan. En dat ek hierdie roeping, hierdie genade van God kan uitdeel, kan uitleef, daar waar ek is. Daarom is die Gees gestuur, om in ons te leef. Dis die versekering dat ek en jy deur die opstanding van Christus verlos word. Dat ek en jy in hierdie lewe leef, eintlik op twee vlakke. Aan die een kant, dat ons lewe nuut gemaak is. Dat die verlede, dat ons eie sondige mens wees in Christus vergewe is. En dat ek en jy vanuit hierdie versekering ons roeping kan uitleef. Aan die een kant. Aan die ander kant, dat ek en jy daar waar ons gaan die getroude getuies kan wees van 'n God wat leef. Van 'n God wat 'n werklikheid is. Dat mense in ons gesprekke en ons reaksies, die manier hoe ons optree, negatiewe praatjies wat ons so maklik vir mekaar sê, vir mekaar by mekaar hoor, vanuit die versekering dat God ons hoop is, kan antwoord. Jesus Christus lewe. Ek en jy sy dienaars. Hoe leef ons dit? In ons lyding en ons twyfel, is dit juist die versekering aan die een kant dat die Here vir my en vir jou sy teenwoordigheid gee. Aan die ander kant, dat ons geloof versterk word. Is lyding maklik? Nee. Is lyding lekker? Nee. Dis moeilik. Dis goed wat ons lewe, ons harte kom verander, sodat ons anders dink oor hierdie wêreld. Maar vanuit die versekering dat God saam met ons is, dat hy saam met ons teenwoordig is, by ons teenwoordig, en selfs as ons twyfel, die versekering kan hê, maar God los my en jou nie. So het ons mekaar gesê het, as ons dink aan hierdie lewe, sien ons uit na die ewige erfenis, Christus, om ewig saam met Christus te wees in hierdie hemel. Maar ons leef nou al reeds in die teenwoordigheid van God. Hoe leef ons dit uit? Is dit iets wat net hier by myself bly? Is dit iets wat net ek mag beleef? Is ek bereid om dit uit te dra? Broer en suster, mag ons daar waar ons gaan, hierdie groot vreugde om God te mag ken. Die groot vreugde om in 'n verhouding met God te leef wat hoop gee.
nie net as nog 'n geleentheid sien wat ons 'n duimpie voor gee en die lewe gaan aan. Mag ons die werklikheid van 'n God wat met jou en met my 'n ongelooflike groot pad gestap het, ter wille van ons, 'n lydingsweg gestap het, sodat ons verlos kan word van ons sonde, sodat ons verhouding met God herstel kan word, sodat ons in die versoening wat God bewerk het, kan leef. Mag dit ons lewe aanraak. Mag ons nie net deur die bewegings van hierdie lewe gaan, deur die alledaagse en die deel maak van dit nie. Mag die heerlikheid van God ons roeping kom bevestig. Mag dit ons lewe kom verander, sodat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan maak. Sodat ons, soos wat hierdie gedeelte ook vir ons kom sê, gelouter word. Om te volhard in ons geloof. Mag ons dit leef tot eer van ons Here en ons God wat vir ons in ons geloof in alle omstandighede kom bystaan. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, ons kom dankie, Here, dat ons in hierdie oggend die bewus van ons eie baie, die bewus van ons eie omstandighede, ons eie beproewings, ook by U tot rus kan kom. Dat ons, Here, kan weet, U is in ons lyding, in ons beproewings, deur die grootheid en die genade teenwoordig. Ons kom bid, Here, dat U ook hierdie beproewings wat op ons pad is, so sal gebruik, dat ons verhouding met U, ons geloof in U, al meer sal groei. Dat dit sal verdiep en dat ons al hoe meer bewus sal wees van U in ons lewe, dat U, Here, ons in hierdie wêreld instuur. Nie om net 'n Sondag geloof te hê nie, maar om elke dag die bewus van U teenwoordigheid 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om hoop te bring waar daar nie hoop is nie, om blydskap te bring, Here, waar daar baie keer net lyding is. Mag ons dit doen, Here, tot eer en verheerliking van U. Amen.